Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en vandag se video gaan ons Genesis 20 doen. Abraham oorskies. Het is net gebid en vir die Here vra om van sy woord oop te maak. God ons hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid om weer te kan leer. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan hoor wat ons moet hoor, sien wat ons moet sien en leer wat ons moet leer. Dankie nogmaals. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Okay. Abraham kom in Gerar. Hy ontken dat Sara sy vrou is. En hy het die vorige keer het hy ook ontken dat sy sy vrou is of hy het gejok en gesê dit is sy sussie. Ek dink dit was by koning Farao gewees. Okay, kom ons lees hoekom Abraham ontken het. En Abraham het daarvandaan weggetrek na die suidland en gaan woon tussen Kades en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef. En Abraham het van Sara sy vrou gesê, sy is my suster. Toe laat Abimelech, die koning van Gerar, Sara haal. Maar God het in die nag by Abimelech gekom in 'n droom en vir hom gesê, kyk, jy sal sterwe terwille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou. So Abraham het nou gedoen wat hy gedoen het met koning Farao. Hy het weer gejok. Ai Abraham. Okay, vers 4. Maar Abimelech het nog nie naby haar gekom nie. Daarom het hy gevra, Here, sal u ook 'n regverdige nasie ombring? Het hy my nie self gesê nie, sy is my suster, en sy het ook self gesê, hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. Daarop antwoord God hom in die droom, ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het, en ek self het jou daarvan teruggehou, om nie teen my te sondig nie. Daarom het ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie. Dit is baie mooi van God. Dit is baie mooi van God, want shame. Hy het gekeer dat die ou nou met Sara slaap, nee. Dit is regtig baie nice van God. Vers 7. Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet. So God het Abraham gesien as 'n profeet. En hy sal vir jou bid dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan jou behoort. Abimelech is toe die môre vroeg op en het al sy dienaars geroep en die hele saak voor hulle ore vertel. Toe was die manne baie bang. En Abimelech het Abraham laat roep en hom gevra, wat het jy ons aangedoen? En wat het ek teen jou gesondig, dat jy oor my en my koninkryk 'n groot sonde gebring het? Dinge wat nie mag gebeur nie, het jy my aangedoen. Verder sê Abimelech vir Abraham, wat was jou bedoeling dat jy dit gedoen het? En Abraham antwoord, ek het gedink daar is regtig geen vrees vir God in hierdie plek nie, sodat hulle my oor my vrou sal doodmaak. En sy is ook werklik my suster, sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie. En sy het my vrou geword. En toe God my uit die huis van my vader laat omswerf het ek aan haar gesê, dit is die guns wat jy van my kant aan, dit is die guns wat jy van jou kant aan my moet bewys. Op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê, hy is my broer. Okay, so as ek het reg verstaan, dit was Sara basically Abraham se halfsussie, en toe het sy vrou geword.
Vers 14. Toe neem Abimelech kleinvee en beeste, ook slawe en slavinne, en gee dit aan Abraham. Ook sy vrou Sara het hy aan hom teruggegee. En Abimelech sê, daar lê my land voor jou oop, woon waar dit goed is in jou oë. En vir Sara sê hy, hier gee ek aan jou broer 1000 sikkel silwer. Kyk, dit is vir jou 'n bedekking van die oë met betrekking tot elkeen wat by jou is, sodat jy in elke opsig geregverdig is. Toe het Abraham tot God gebid, en God het Abimelech gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar. So God het basically die mense siek gemaak, sodat die koning Abimelech nie met Sara kan slaap nie. En nadat hy, en dit lyk vir my God het ook gemaak dat die vrou siek gemaak, dat hulle nie kon baar nie. God is baie lief vir Abraham gewees. Want die Here het elke moederskoot van die huis van Abimelech geheel en al toegesluit terwille van Sara, die vrou van Abraham. So die Here het die vermoë om 'n moederskoot toe te sluit. Obviously het hy. Hey Abraham. Jene. Okay. So dit is die storie van Abraham en koning Abimelech. En Abraham wat alweer gejok het. Ek kry so die indruk dat Sara was baie mooi. Maar anyways, ons het nou baie geleer. Baie dankie dat julle my gejoin het. Julle moet 'n fantastiese dag hê. Tot volgende keer.